Môre julle. Hulle vra wil ek met nagmaal is iemand met die broodjie en met die wyn oorgeslaan. Ek weet seker maar niemand is met die kollekte oorgeslaan. Dan julle 2 keer betaal vandag. Julle, kom ons sluit die koran op in ons. Almagtige Hemelse God en Vader, Here, wat 'n voorreg, Here, om in U huis te mag wees. Wat 'n voorreg, Here, om na U stem te kan luister. Wat 'n voorreg, Here, om met 'n opgewonde hart vanoggend op te staan en kan weet, Here, ons kom na U huis toe om te kom hoor wat U vir ons vandag wil kom sê, wat U met ons wil kom deel. O Heilige Gees, ons vra dat U by iedereen elk van ons sal wees, dat ons op U skoot sal sit in hierdie oggend en sal hoor wat U in ons ore wil vryf, wat vir ons wil sê. Seën ons, lei ons en hou ons in U almagtige hand. In Jesus naam. Amen. Amen. Ok, so, julle kan eintlik huis toe gaan as julle mooi geluister het wat Chantel gesê het. En sy het my preek sommer gevat. Ek weet nie hoe sy dit doen. Ok, so, met haar, dink jy wat sy nou vertel het vir ons vandag, kyk na, ek noem ons maar goeie aanbidders, wie aanbid ons? Maar is ons ook nie maar soms goeie aanbidders nie, en dit is nou die prentjie wat sy gesê het, van wanneer ons buite die kar loop, in plaas van om in die kar te klim saam met God. Ons gaan ook gaan kyk, hoekom wil ons in die kar klim? Dit kan dalk 'n creepy ou wees wat in die kar is, en dis hoekom dit belangrik is om vir God te ken. Dat jy weet, hy is nie die creepy ou nie, dat jy weet wie God is. Partykeer is ons in 'n verhouding met God, so is goed om meer en meer kennis van hom te kry in ons lewens. Partykeer ken ons hom nog nie. So dan is dit tyd om tyd saam met hom te spandeer, om uit te vind, maar hoekom wil ek in die kar saam met hom klim? En ons het ook gesing van, soos hy opgesê het van, hy ry langs jou in jou probleme. Ons het gesing van, never let me go. So, God gaan nie dat los in die probleme. So, ons gaan ook kyk, as ons probleme het, wat nou? So, laat julle die preek, as julle mooi geluister het. Kyk, goeie aanbieders, ons gaan begin julle by Israel. Ons gaan 'n bietjie kyk na Israel spesifiek, om hierdie hele prentjie vir hulle saam te sit, en hoe hulle goeie aanbidders op die einde van die dag is. Israel is gered, hulle is uit Egipte uit, deur weggevat, God het hulle kom red. Hulle beleef en leef die 10 plaae, en hulle kom niks oor, die Egiptenare het gesuffer. So hulle het 'n verstandhouding, 'n kennis van hoe magtige God hulle aanbid. Hulle is droogvoets deur die see. Was hierheen, hulle vyande swem saam met die visse. Die vyand wat hulle gejaag het, swem aan die see rond, hulle is droogvoets daardeur. God kom maak voorsiening met manna, kwartels, en hy laat geraal met 'n stuk rots uit vir die water kom. Wow! Hy lei hulle met 'n wolk in die dag, en met vuur in die nag. Hulle weet presies waartoe hulle moet gaan. Moses het 'n afspraak met God, op die berg Sia, waar hy nou die 10 gebooie kry. En nou die lekker gedeelte, toe hy onderkom, dis hulle besig om 'n koei te aanbid. So, hulle het hierdie kennis van God. Hulle sien God se magtige krag. Hulle sien wat God kan doen. En dis nou ons ook partykeer. Ons weet wie God is. Ons weet hoe magtig God is in ons lewens. En ons laat steeds toe, dat Satan kom en ons weer klop in ons lewens om omkrap, om jou moedeloos te raak, negatief te raak. Jy moet waak teen jou hart, teen wat jy inlaat en wat jy nie inlaat. Nou die dag, het my bakkies afgeskryf, is ek al oor negatief te raak. Daar gebeur goed in jou lewe wat jou lewe kan kom omkrap. Maar ek moet waak en by God gaan stil raak om antwoorde vir my lewens te kry. Anders word ek maar 'n goeie aanbidder. Mens dink dadelik, as ek hierdie prentjie sien, dan dink ek, nee, hoe kan julle deur wat God julle gewys het, hoe julle deur die see gevat het, deur wat hy al vir julle gedoen het, hoe kan julle 'n stuk koei wil aanbid? Dit maak net nie vir my sin nie. Maar God julle het 'n groter plan, gelukkig as dit. Al wat ek wil sê is, onthou die gedagte, partykeer is ons ook goeie aanbidders. Beteken nie jy is op pad hel toe nie. Partykeer doen ons net die goed op ons manier, in plaas van op God se manier. Ons gaan lees vandag by Hosea 3 vers 1. Die Here het vir my gesê,
gaan koop weer 'n liefdesverhouding aan met 'n vrou wat vir ander mans lief is en egbreuk pleeg, net soos die Israeliete vir wie ek die Here lief het en ander gode aanhang en lief is vir roesynkoeke. Julle, hier praat God van hoe hy moet gaan. Hy moet vir 'n vrou gaan kies. En God sê vir hom, maar jou vrou hou van ander mans. Sy gaan jou verneek. En hy besluit, hy gaan dit doen. Ons lees verder, die storie van Hosea en Gomer, dis nou ek sê haar naam reg uitspreek, dis nou die vrou se naam. Toe die Here Hosea geroep het om sy boodskap vir sy volk te gaan gee, het die Here vir hom gesê, gaan vat vir jou 'n vrou wat rondloop. Sy sal kinders hê, al is sy nie met 'n man getroud nie. Sy is net soos Israel wat rondloop en nie by die Here bly nie. Goeie aanbidders, ons lees verder. Kla julle moeder aan, kla haar aan, sy is nie meer my vrou nie, ek is nie meer haar man nie, sy moet ophou om ontrou te wees, en sy moenie meer oorspel pleeg nie. Hosea 3 vers 1 tot 2. Die Here het vir my gesê, gaan knoop weer 'n liefdesverhouding aan met die vrou, wat vir ander mans lief is en egbreuk pleeg, net soos Israel vir wie ek die Here lief het, en ander gode aanhang, en lief is vir roesynkoeke. Ek het toe vir my 'n vrou gekry vir 15 stukke silwer en 100 kilogram gas. Julle, die vrou behoort aan hom, dit is sy vrou, hy is getroud met haar, sy roep rond, hy gaan terug, hy betaal om sy vrou terug te kry, na sy hom verneek het en kinders gehad het. Goeie aanbidders, ons loop rond, ons volg ons eie kop, ons doen ons eie ding, ons hang miskien nou nie aan haar afgode aan nie, maar ons doen nie wat God wil hê ons moet doen. Die daar wat ons nou, die roesynkoeke verwys spesifiek, offerhande wat hulle in daai tyd gebring het vir gode. Dit is hulle nie noodwendig altyd 'n bul of 'n duif of iets gaan offer nie, hulle vir die gode roesynkoeke gegee. So dis hoekom hulle hierna verwys van hulle hou van roesynkoeke, want hulle hou van om terug te gaan na afgode toe. Hulle hou van om hulle ding te doen, om rond te loop. En ten spyte van dit, sê God vir hom, gaan koop haar terug. Ten spyte van dit, gaan sterf Jesus vir jou aan die kruis. Hy sterf vir jou. Waar is ek nou? Kyk, my rekenaar is 'n bietjie agter my, dus ek nou voor hom. Daar is hy. Nee, my rekenaar is nie by my, sorry julle. Daarby, dit was wat om so. Wie nie aan my kant is nie, is teen my, en elkeen wat nie saam met my by mekaar maak nie, jaag mense uit mekaar uit. Eenvoudig, of jy is vir God, of jy is teen God. Of jy, dit is vir jou belangrik genoeg om tyd saam met God te spandeer, of dit is nie. Ons kan nie sê ons is Christene, maar ons lewens wys dit nie altyd nie. Ons kan nie sê ons is Christene, maar ons is goeie aanbidders nie. Ons moet iewers begin staan vir wie God vir ons is. Hierdie ding, sê, God, knoop 'n verliefdesverhouding met jou aan. Wie eers gekom na jou toe? Het jy na God toe gaan of God na jou toe? God knoop 'n liefdesverhouding met jou aan. Jy loop kort weg van God af. Jy doen kort jou ding. Ons almal het sondes, ons almal doen sondes. Jy doen jou ding, volg jou kop. Jy koop, God kom nog steeds in spite van wat jy doen, soos met die volk Israel. Soos Hosea en Gomer, waar hy sy eie vrou moes terugkoop. Koop God jou terug met Jesus se bloed. Want deur Jesus se bloed, al is ons goeie aanbidders, kan ons weer 'n opregte verhouding met God staan. Ten spyte van hoe ons lewens lyk, hoe ons, soos Chantel ook vertel het, waar jy langs die kar is, en jy nie wat inklim saam met God die pad wil loop nie. God bly daar, hy het dit klaar vir jou gedoen, hy is klaar daar vir jou, hy staan en wag dat jy moet inkom.
Lukas 16 vers 22, 16 vers 19 tot 22 lees ons van die ryk man. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek met swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na 'n ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterf en is begrawe. Duidelik lees ons hierso van die ryk man wat hel toe is omdat hy verkeerd geleef het. Gaan nie hier of hy ryk was nie, het gaan hier spesifiek omdat hy verkeerd geleef het. Ons lees van Lazarus wat swaar gehad het en swaar gekry het wat hemel toe is. Maar omdat hy reg geleef het. So dit beteken nie, as jy ryk is, dat jy hel toe gaan nie. Beteken ook nie as jy arm is en swaar kry, dat jy hemel toe gaan nie. Dit beteken wel, ons moet in 'n verhouding met God staan, om te kom waar ons is. Ek lees verder, vir ons in Lukas 16, weet jy, dis nou te laat om iets daaraan te doen. Toe sê die man, dis nou die ryk man, dan smeek ek u om ten minste net vir Lazarus na my huis toe te stuur. U sien, ek het nog 5 broers, en hulle is ook vandag op pad na hierdie plek van lyding toe. Laat Lazarus hulle asseblief gaan waarsku, voor dit te laat is. Nee, jy is verkeerd, Abraham het vinnig geantwoord. As hulle nie aan God se woord steur nie, sal niks anders hulle oortuig nie. Nie eens iemand wat uit die hemel daar by hulle opdaag nie. Julle, ons staan in 'n verhouding met God, en dis ook wat vir my so belangrik is, dat ons tyd saam met God spandeer, dat ons weet wie God is. Ons kan sê, as dit gebeur, of as dit gebeur, of as God nou vir my die lotto laat hê, jy mag nie lotto speel nie, of as God dit nou vir my doen, of as God dit vir my doen, dan sal ek doen wat hy wil hê ek moet doen. Ons kan nie vir God voorwaardes gee om hom te dien. God het klaar vir jou die Bybel, die woord van God gegee, waaraan jy moet vashou, waaraan jy moet gaan uitvind wie God is. En jy kom al 'n lang pad saam met God. Hoeveel goed het God nie al vir jou gedoen, gewys, gesê nie? Hoeveel keer is jy soos Israel wat God deur die see gevat het? Hoeveel keer het God en jou vyande vir jou hanteer en jy weet nie eens daarvan nie? Hoeveel keer is jy al, ons van griep, jy was siek, jy is genees, raak het al vanselfsprekend, God het jou al deurgebring. Wat ook al jy ervaar het in jou lewe, is God wat 'n pad saam met jou stap, en daarom moet ons begin vashou. Ons kan nie net, ons is maklik as iets sleg op jou die lewe is nou verby. Maar hoeveel goed het God nie al vir jou gedoen, waaraan jy kan vashou nie? Nou, terug by daai man, hy was oortrek van die swere en selfs die honde daarin kom lek. Nou lees ons in Lukas 16 vers 25, dink so 'n bietjie terug, dis nou Abraham wat vir die ryk man sê, daar op aarde het jy alles gehad wat jou hart begeer, maar Lazarus het net swaar gekry. Nou is die rolle omgekeer, nou is Lazarus gelukkig en jy ly baie. Wat trek jou weg van God af? Vir die ryk man in hierdie geval was dit sy rykdom, hy het sy lewe geniet en het hy vir Lazarus gesien en hy kon vir Lazarus iets gegee het hy nie. Wat trek jou weg van God af? Is dit jou rykdom, jou jaag na sukses, son in ons lewens, die verafgoding van sport, jou begeertes wat met jou weghardloop, dronkpartytjies, jaloesie, jou onvermoë om te vergewe, die lys gaan aan.
Maar dis hier waar ons moet gaan tyd saam met God gaan spandeer om te hoor, Here, wat is dit wat my die ryk jong man maak? Wat is dit wat my 'n koei aanbidder maak waar ek vergeet wie U is? Wat in my lewe verhoed my om saam met U in die kar te klim? Dit is nie 'n sonde om goed na te jaag, en baie belangrik. Dit is ook nie verkeerd om baie van sport te hou, of om begeertes vir goed te hê. Maar wel hoe ons lewe, die goed waarvan jy hou, die goed wat jy doen, hoe kom dit in jou lewe, in jou verhouding tussen jou en God? Dit op so 'n punt gekom, wat dit jou alles geword, in plaas dat God jou alles is. Laas is dit deur moeilike tye gegaan op aarde, en die moeilike tye op aarde, is ook nie soos ek net gesê het, 'n voorware om hemel toe te gaan. Maar Lazarus se lewe het obviously getuig van wat sy verhouding hy met God het. Hy het in die hemel geëindig. Inteendeel, die engel het hom daartoe gedra, hoe lekker moet dit nie wees nie. So, hoe lewe jy? Wat sê jou lewe van die verhouding wat jy met God het? En dit is iets waar jy moet gaan stil raak by God, moet gaan tyd spandeer om te hoor, Here, wat moet ek verander? Hoe kan ek dit verander? Hoe moet ek dit verander? Al lyk omstandighede vaal soos Lazarus. Lazarus het gesit met die swede wat die honde kom lek het. Miskien is jy deur mekaar wat die toekoms inhou, waantoe nie, wat moet ek kry, wat moet ek doen, wat moet ek maak, moet ek van werk verander, moet ek in die sending, bediening ingaan, miskien is jy deur mekaar oor wat moet ek doen in die lewe. Al sukkel jy met versoekings in die lewe, of miskien sit jy met 'n siekte wat jy nie van los nie. Wat ook al die omstandighede is, een ding moet ons verstaan. Jesus verstaan. So as ek tyd saam met God spandeer, as ek gaan kyk na my lewe wat God al vir my gedoen het, hoe hy dit vir my gedoen het, wonderbaarlike maniere hoe hy by my was, dan gaan ek begin verstaan wie God vir my is. Jesus verstaan oor verskeie redes. Nommer 1. Hy is in 'n krib gebore. In 'n krib. Hy is nie in 'n deftige paleis gebore nie. Hy het daar tussen die diere gelê op hooi, en ek weet maar dit baie gestink, ek het glad nie hoe lyk dit op 'n plaas nie. Chris, dink dit in 'n so stal? Ja. Sy is ordentlik. So ek weet nie, maar dis waar hy gebore is. Sy vriend is dood. Hy het ook op aarde pyn ervaar en besef hoe voel dit om iemand te verloor aan die dood. Hy het 40 dae in die woestyn met versoekings van Satan self, nie Satan se engele wat gekom het, Satan self het hom kom versoek daar in die woestyn. 40 dae. En ons kan nie een dag oor een versoeking nie kom nie. Jesus se disippels, sy pelle, sy vriende, sy groepie, die een het hom verraai, die ander een het hom verloon, die ander het sommer weggehardloop. Jesus weet waarheen jy gaan, Jesus verstaan waarheen jy gaan. Jesus sal nie sy rug op jou draai nie. God will not leave you or forsake you. Maak nie saak wat jy deurgaan, en dit is weer by Chantel se prentjie met die kar, Jesus gaan langs jou ry, Jesus gaan daar vir jou wees. Maar jy moet daai besluit maak om by Jesus in die kar te kom. Jy moet 'n besluit maak tot hiertoe trek die lyn. En die coolste is daarvan alles is, die hond gaan nog steeds daar buite blaf soos ons op jou blaf. Daar gaan nog steeds aanslae van Satan op jou lewe kom. Daar gaan nog steeds probleme in jou lewe wees. Maar jy is saam met God in die kar. Jou probleme is daar, maar God hou jou hand styf vas.
Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen. Soos die verlore seun se pa vir hom gewag het. So is Jesus Christus oop arms gekruisig vir jou. Hy het nie sy arms so oorvou of so of wat, sy arms is oop. En daai oop arms is daar vir jou, dat jy na hom toe kan kom. Jy kan enige tyd, onder enige omstandighede. Ek wil so ver gaan julle, en dis nou ek wat dit sê, jy kan besig wees om sonde te doen, en dan kan jy op die knieë na God toe gaan. Want God mag juis vir jou met oop arms. God wil juis sê, jy moet na hom toe kom. Moenie laat Satan vir jou sê, jy is vuil met sonde nie. Want ons verlos dit vir jou met oop arms te sterwe, sodat jy kan lewe. En ons kan ongelukkig nie nou van die oudste seun vergeet nie. Die oudste seun het kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Die oudste seun se waarde word bevraagteken omdat sy pa nog nooit vir hom 'n skaapie geslag het nie. Maar die oudste seun vergeet, alles wat sy pa het behoort aan hom. Daar is nog tyd vir die verlore seun wat huis toe kom. Die oudste seun het kwaad geraak, die oudste seun staan in 'n verhouding met sy pa. Ons staan in 'n verhouding met ons hemelse pa. En soms raak ons kwaad en ons sien wat God vir ons bied nie. Soms is ons op die oudste seun en ons vergeet wie God is. Dis kom ek daarop hamer vandag, dat ons moet stil staan en besef, dat ons nie soos Israel goeie aanbidders word nie. God het magtige goed in jou lewe gedoen. Die feit dat jy vir onder die bed opgestaan het, is 'n gawe van God. Ons hoef nie goeie aanbidders te wees nie. Ons kan God vra om in ons lewens te wees. Sy arms is oop, staan en wag vir jou. Ek kan vandag my lewe gee en anders lewe. Ek wat al jare 'n Christen is, kan vandag besluit om meer committed te leef van God. Ek wat al lank 'n Christen is, soos die oudste seun wat by sy pa was, kan vandag besluit om meer committed te wees, om meer die gawes wat God my gegee het met almal te deel, om meer te luister wat sy wil vir my lewe is. Ek wat met sonde in my lewe sit, kan nou genees word van dit. God staan met oop arms, of jy 50 jaar in 'n verhouding met hom is. Al is jy 'n nuwe Christen wat die pad saam met God begin staan. God staan oop arms vir jou. Geen probleem, geen omstandighede is vir hom te groot om te hanteer nie. Baie belangrik egter julle die waarskuwing. Skyn die waarskuwing kom. As hy, maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag. Ek het al eendag 'n ruk terug gepraat van as God kom. God staan oop arms met jou. Maar dink aan die ryk jong man. Dit was vir hom te laat. Moenie dat dit vir jou te laat is om terug te kom by God nie. God het vir jou uitnodiging gegee vandag. God gee vir jou elke dag uitnodiging om terug te kom na hom toe. Hy klop aan die deur en hy wag vir jou. Soos die kar op in te klim. Hy staan vir jou, hy wil hê jy moet inkom. Hoekom het julle ons uit Egipte laat trek, net om in hierdie woestyn dood te gaan? Hierdie is nie behoorlike kos of water nie. Ons is nou al siek en sat vir hierdie walglike kos. Die volk Israel kom en kla, God voorsien vir hulle vir kos. Hulle moet net opgetel het en gaan eet het. God kom voorsien vir ons so baie goed in ons lewens. En ons kom met vrae soos, hoekom laat God toe dat ons goeie aanbidders is? As hy so groot en magtig is, hoekom laat hy dit toe? Hoekom laat God toe dat jy kla? Hoekom moet ek eers in die woestyn beland voordat ek genees word?
Gaan ook nie vir julle sê nie. Ek gaan wel vir julle sê hoe ek genees word. Toe Moses en die Israeliete in die woestyn was, het hulle negatief geword. Hulle begin kla. God het so 'n bietjie kwaad geraak en hy het slange tussen hulle ingestuur. Die slange het baie van hulle obviously gepik en hulle het siek geword van die slange en ek neem aan baie van hulle is dood. En die volk het na Moses toe gegaan en gesê, hy moet nou met God praat, hy moet nou intree, hy moet nou help. En God het hom gesê om 'n bronslang te maak. En elkeen wat opgekyk het na die bronslang, is genees. God het nie gesê, die volk moet gaan en hulle moet klippe gooi nie. Hy het nie gesê, laat die dokter wil ook inspuit met 'n teengif nie. Kyk op na die kruis. Johannes 3 vers 14 en 15 en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons moet ons oë op Christus fokus. Kyk na Jesus, jou verlosser. Die een wat jou dra, die een wat jou beskerm, jou koning. Nou terug by die vraag, hoekom laat God toe dat ons goeie aanbidders is? Hoekom laat God toe dat dit met goeie mense sleg gaan, met slegte mense goed gaan? Hoekom moet ek eers in 'n woestyn beland voordat ek genees word? Ons moet leer om nie goeie aanbidders te wees nie. Ons moet leer om te gaan kyk in ons lewens wat God al vir my gedoen het, hoe hy in my lewe inwerk, wat hy vir my gegee het, wie God is vir my. Die ryk man, hy het alles lekker gehad. Dink jy ooit geworry oor wie God is? Lazarus met die vere wat swaar gekry het, wat deur moeilike omstandighede gegaan het. Wat dalk nie eens geweet het wat hy vanaand gaan eet nie. Al wat hy teen kon doen is vir God gevra het, God, voorsien asseblief vir my vir hierdie dag. Ons moet leer dat swaar kry nie 'n straf is nie, maar dat dit waardevolle tyd is saam met God, wat God vir my gegee het. Jou moeilike omstandighede, daarmee te leer. Ongelukkig het die Israeliete het nooit geleer nie, en hulle het daar in die woestyn gedood en die nuwe generasie die beloofde land ingegaan. Jy hoef nie soos hulle te wees wat doodgaan in die omstandighede nie. Jy het God se woord wat jy leer. Ek nie sê ons moet beter as hulle kan wees nie, maar om anders is hulle opgetree, om die goed anders te doen. Ons moet leer dat die dag van môre al klaar God se hand is. God is by môre. Jou omstandighede wat jy oordink is ook dalk by môre, maar God is al reeds daar. Ons moet besef, al is dit pik donker, is daar altyd 'n ster wat skyn. Ons moet besef, elke wolk het 'n silwer randjie. Ons moet leer om aan God vas te hou, onvoorwaardelik. Ja, jy gaan emosies beleef. Ja, jy gaan negatief raak. Ja, daar gaan versoekings op jou pad kom. Ja, jy gaan siek raak. Maar nou dadelik kom as ek 'n rooi lig gaan, maar hoekom moet ek dan vir God aanbid, as dit in elk geval met my gaan gebeur? Want God is saam met jou. God gaan jou by jou bestemming kry. Jy het God as daai anker, as daai persoon. Ek meen, dis 'n God wat jou na jou uitbestemming te vat. Dis nie net ek. Hou vas aan God. Laat God toe om in jou lewe in te werk. En moenie vergeet wat hy al vir jou gedoen het nie. As hy nog niks vir jou gedoen het nie, moenie vergeet wat hy vir die mense rondom jou gedoen het nie, en vra dat hy jou lewe ook moet begin doen. Maar staan in 'n verhouding met God en laat God toe om dit te doen. Ek wil hierdie liedjie vir ons opsit, ons luister gou vir hierdie liedjie. Julle mag saam sing, is 'n baie ou liedjie. Das is goed. Julle kan maar staan.
Dan is sommer so, as ek net vir ons afsluit. Magtig Hemelse God en Vader, Here, U liefde is oneindig. Die genade is vir ons genoeg. Here, is my gebed, Here, dat ons sal laat gaan. Dat ons alles wat ons afdruk, wat ons weerhou om net by U te kan wees, Here, sal gee vir U. Here, is my gebed, Here, dat U ons sal vrymaak van ons verlede, ons sal krag gee vir ons toekoms, en dat ons ooit sal vergeet hoe U saam met ons die pad wil stap, en hoe U al saam met ons die pad gestap het, Here. Dat ons sal besef, U is 'n God van liefde, en U wil in 'n liefdesverhouding met ons staan. Maak nie saak van wat in ons lewens is nie, Here, maar dat ons na U toe kan kom, juist ten spyte daarvan, Here. En God en Vader en Jesus Christus, laat U juist met oop arms vir ons staan en wag, om na U toe te kom. Here, ek kom pleit in U kosbare bloed oor iedereen elkeen so vandag, Here. Laat U alle kettinge van Satan sal breek, Here. Laat U ons sal nuut maak in U. Laat U liefde deur ons sal vloei. Ons loof U, ons prys U, ons eer U in Jesus naam. Amen.